Goeiemôre, goeienaand, goeiemiddag, van waar ook al jy vandag jouself bevind. My naam is Stephanie en dit is my lekker om weer hierdie week by julle by NG Weer Park te kom kuier. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons teks vandag is 'n gedeelte wat ryk is aan metafore en simboliek. En soos enige ander Bybelteks, om dit regtig te verstaan, moet ons kyk na die konteks waarin die teks geskryf is. Vir eeue lank het Israel die beeld van 'n wingerd gebruik om hulle self te verstaan. Hulle identiteit en hulle verhouding met God was sterk daaraan gekoppel. In Jesaja 5 word God beskryf as die een wat die wingerd plant, voorberei, beskerm en versorg. Maar die wingerd dra soms slegte vrug. In Psalm 80 sê die volk self: U het ons uit Egipte uitgehaal soos 'n wingerd en ons geplant. Hierdie beeld het vir hulle gesê: ons lewe bestaan omdat God ons geplant het. Ons dra vrug omdat hy lewe gee. Die wingerd was dus 'n simbool van identiteit en roeping. Identiteit as God se volk en roeping om vrug te dra wat sy karakter weerspieël. Teen Jesus se tyd het hierdie simboliek egter al sigbaar geword in die tempel self. Bo die ingang van Herodes se tempel het 'n enorme goue wingerdstok gehang. Hierdie blare en druiwe was suiwer goud. Pelgrims kon self stukke goud bydra om die wingerd groter te laat word. Daardie goue wingerd het gesê: hier woon God. Hier is God se lewe onder sy volk. Die tempel as plek was die sentrum van Israel se geestelike identiteit. Maar dan kom Jesus en hy sê: ek is die ware wingerdstok. Hy sê wat die tempel simboliseer, die plek van God se lewe, dit word nou in my vervul. Met hierdie woorde skuif Jesus na die middelpunt van geloof. Weg van 'n gebou, 'n stelsel en 'n tradisie. En hy skuif dit na homself toe. Hy is nou die plek waar geloof in God gevind kan word. Hier is waar alles saamkom. Nou, eers na hierdie geskiedenis en simboliek verstaan ons hoekom Johannes se gemeenskap dit nodig gehad het om hierdie woorde te hoor. Want in die tyd dat Johannes sy evangelie skryf, bestaan die tempel nie meer nie. Die goue wingerd en die simbool van God se teenwoordigheid, die tempel, is verwoes. Baie van die Jode wat aan Jesus begin glo het, is uit die sinagoges gegooi. Hulle het nie 'n gebou verloor nie, hulle het 'n tuiste verloor, 'n geestelike tuiste. En hulle lewe met vrae soos: waar is God nou? Is ons afgesny van hom af? Het ons plek in God se verhaal verlore gegaan? En dit is in hierdie atmosfeer van verlies dat Jesus se woorde soos 'n lig begin skyn vir hierdie gemeenskap. En Johannes sê vir hulle, Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en julle behoort aan my. Nie aan 'n gebou nie, aan my. Hierdie inleiding bou alles op tot die groot vraag wat die res van die preek beantwoord. As Jesus die ware wingerdstok is, hoe lyk dit dan om in hom te bly? Met hierdie beeld en hierdie nuwe konteks en gedagte, stap ons nou saam in Jesus se woorde self in. Hy begin vir ons deur te wys wie hy is, wie God die Vader is en hoe ons in hierdie nuwe werklikheid leef. Ons lees dan nou saam uit Johannes 15 vers 1 tot 17. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte,
want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle dit doen wat ek vir julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Jesus open hierdie gedeelte met die woorde, ek is. Dit laat ons dink aan die taal van Eksodus 3, die taal wat God self sy naam aan ons openbaar het. En Jesus beskryf nie net hier 'n rol nie, hy beskryf ook sy identiteit as die een in wie God se lewe konkreet teenwoordig is. Wanneer hy sê, ek is die ware wingerdstok, verklaar hy dat hy die vervulling is van Israel se roeping. Israel was bedoel om God se lewe te dra, maar hy is die een wat daardie lewe volkome en werklik kom uitleef en waardeur dit vloei. Jesus wys ook vir ons dat die Vader die boer is. Dis nogals 'n intieme beeld in hierdie konteks, want 'n boer is elke dag in sy wingerd. Hy kyk na sy plante, hy snoei en hy versorg. Die Griekse woord vir snoei beteken letterlik om rein te maak. God se snoeiwerk is nie 'n straf vir sy mense nie. Dis versorging, dis reiniging, liefdevolle vorming. God sny weg dit wat dood is, of dit wat ons verhinder om te groei, sodat sy lewe voller deur ons kan vloei. Die hart van hierdie deel is hierdie oproep. Bly in my. Die Griekse woord vir bly beteken om aan te hou, om standvastig te wees, om tuis te maak by Christus. Verbondenheid aan Christus is dus nie net 'n eenmalige besluit nie, maar dis 'n manier van leef. Verder wanneer Jesus sê, soos die loot homself nie kan vrug dra nie, so kan julle ook nie. Dit skets vir ons 'n prentjie van uiterse afhanklikheid. Om vrug te dra is nie 'n prestasie nie. Dit is net die natuurlike gevolg van ons verbindenheid met Jesus en met sy Vader. Wanneer Jesus vir ons sê, sonder my kan julle niks doen nie, is dit nie 'n waarskuwing nie. Dit is net 'n beskrywing van die werklikheid en ons afhanklikheid van hom. Die teologiese kern wat ons hier kan saamvat, sê vir ons, die lewe van God vloei deur die Vader, na die Seun, na ons toe. Dis uit en uit God se beweging, wat lewe vir ons moontlik maak. Nie ons eie nie. Sondag het ons die voorreg om deel te wees van die doop van 'n klein mensie. En hierdie teksgedeelte openbaar vir my iets baie mooi wat daarmee gepaard gaan ook. God kies ons om deel te wees van sy wingerd voordat ons nog weet hoe om hom te kies self.
As Jesus nou net gesê het, hoe die lewe van God in ons invloei, deur hom as die wingerdstok, dan is die volgende vraag natuurlik, hoe lyk die lewe wat uit daardie verbondenheid uit groei? Jesus antwoord dit vir ons in die volgende gedeelte. Jesus wys vir ons dat die primêre vrug wat groei uit die lewe van God in ons, liefde is. Liefde is nie hierdie ekstra dingetjie of 'n opsionele byvoegsel nie. Dit is die bewys dat ons werklik in Christus bly. Wanneer hy sê, bly in my liefde, nooi hy ons om ons lewens te leef binne die atmosfeer van sy liefde. Sy liefde word die grond waarin ons wortels groei. In Johannes beteken gehoorsaamheid nie om liefde te verdien nie. Dit is die manier waarop liefde sigbaar word. Ons doen sy wil omdat sy liefde ons gevorm het. Jesus gee sy gebod vir ons, hê mekaar lief soos ek julle lief gehad het. Hy meet nie liefde aan ons vermoë nie, maar aan sy selfopofferende liefde. 'n Liefde wat gee, wat dien, wat vergewe en wat dra selfs wanneer dit seer maak. Jesus verander hulle status en hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende, wanneer hy met sy disippels praat. 'n Dienskneg ken sy meester se hart, ken nie sy meester se hart nie. 'n Vriend doen wel. 'n Vriend word ingenooi. En Jesus trek sy mense in intieme verhoudinge tussen hom en die Vader in. Hy herinner hulle dat hulle gekies is, dat hy hulle gekies het. Dit is nie mense wat hulle self aan God verbind het nie, maar God wat eers sy hand na hulle toe uitgestrek het. En hy sê ook waarom hy hulle gekies het. Sodat julle kan vrug dra, vrug wat bly. Blywende vrug is liefde wat nie net in emosie bly nie, maar wat in dade uitloop, in verhoudings gestalte kry en in gemeenskap sigbaar word. Wanneer Jesus sê ons kan in sy naam vra, beteken dat ons gebede gevorm word deur sy hart, sy liefde en sy karakter. Nou het Jesus hierdie hele prentjie vir ons oopgemaak. Hy is die bron, ons is die lote en liefde is die vrug. En in hierdie slot bring hy alles bymekaar en wys vir ons die diepste bedoeling van wat hierdie gedeelte is. Die goue draad wat deur Johannes 15 loop is dat geloof nie by ons begin nie, soos wat ek nou al 'n paar keer gesê het. Want dit begin by God. God plant, hy snoei, hy gee lewe en hy laat groei. Ons dra vrug nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy lewe is. Ons word nie geestelik volwasse deur inspanning nie, maar deur ons verbondenheid aan Christus. Die doop wat ons Sondag gaan in deel wees, is die tasbare, eenvoudige, pragtige herinnering dat God eerste beweeg. Dit is sy verbond aan ons, sy inisiatief en sy trou. 'n Gemeente is nie 'n groep losstaande potplantjies nie. Dis 'n wingerd. 'n Gemeenskap van lote wat almal deur dieselfde sap gevoed word. Die sap, die lewe van Christus. En die uitnodiging waarmee Jesus afsluit is eenvoudig, maar tog radikaal. Bly in my en ek in julle. Amen. Mag julle vandag weggaan in julle verskeie lewens in en onthou dat God jou gekies het, dat hy jou liefhet en dat hy teenwoordig is in jou lewe. Voordat jy kon kies, voordat jy kon vra.
vir vandag en elke dag. Amen.